Goeienaand luisteraars. Dankie dat u ingeskakel is by Radio Karoo. Dis weer storietyd. En vanaand vertel Oom Eldie weer een van sy stories in Oom Eldie se wêreld, waar die windpompe nooit slaap nie en die nagte lank is. So skink 'n ietsie, of vat 'n slukkie koffie en luister na nog 'n episode van Oom Eldie se wêreld. Maar eers 'n boodskap van ons borg vir vanaand se storie. Oom Willie se apteek, Kerkstraat 14, Oudefontein. Vir voorskrifte, medisyne en raad wat jy kan vertrou. Ons ken jou, ons help jou. Maandag tot Saterdag 8 tot 5. Foon nommer 538, Oudefontein. Episode 10 van Oom Eldie se wêreld. Die son sak oor Rietfontein. Oom Lou sit op die stoep, sy pyp in die hand. Die rook kring stadig op in die stilte. Eldie, 10, dalk 11 jaar oud, sit langsom op die trappie. Sy voete rooi van Rietfontein se trotse rooi grond. Oupa, vra Eldie. Hoekom het oupa se pa nooit oor die oorlog gepraat nie? Oom Lou trek aan sy pyp. Lang stilte. Net die wind in die bloekoms. Toe sê hy het een keer, net een keer. En hy het nie gepraat van skote of veldslagte nie. Hy het gepraat van Turksvye. Eldie frons. Turksvye? Oom Lou knik. My pa se jongste broer Daniel was 'n penkop, Eldie. Weet jy wat dit is? Eldie skud sy kop. Dis wat die naam was vir seuns soos hy, 14, 15 jaar oud. Maar klein gebou. Te jonk om amptelik te veg, maar oud genoeg om te weet wat aangaan. In die dag het hulle gelyk soos kinders, maar in die nag het dit boodskappe gedra, perde versorg, koels getel. En as dit nodig was, soos daardie dag, dan hulle vermom as kinders, sodat die Engelse nie kon sien wat werklik aangaan nie. Hy trek weer aan sy pyp. Die rook hang. Dit was 'n gevaarlike speletjie. Want as die Engelse uitgevind het, jy is ouer as wat jy lyk, dan was jy nie meer 'n kind nie. Dan was jy 'n spioen. Eldie se oë word groot. Oom Lou glimlag flou en gaan voort. My pa het dit vir my vertel, van sy broer Daniel. Hulle was saam in die kommando, en Daniel het een aand die storie vertel. Ek weet nie of dit presies so gebeur het nie. Daniel was klein, en dinge raak groter in die geheue. Maar my pa het geglo dit was waar. En of dit nou presies so was of nie, die waarheid bly staan. Die vroue het geveg. En soms het hulle met Turksvye geveg. Die kommando het ammunisie nodig gehad, dringend. Maar hulle kon dit nie self dra nie. Dit was te swaar, te sigbaar. Die Engelse het elke pad en elke spoor dopgehou. Die vrou het besluit, hulle gaan dit doen. Hulle het 'n wa gevat en 'n valse bodem daarin gemaak. Netjies
sterk en onsigbaar as jy nie weet waar om te soek nie. Ammunisie, gewere, droë kos, alles is ingepak. En toe laai hulle die wa vol turksvye, dik, swaar, die perfekte dekmantel. Maar hulle het geweet, 'n wa met net vroue op lyk verdag. Toe sê hulle vir Daniel, jy's klein genoeg, jy gaan saam, jy's nou 'n kind. Hy wou nie, maar hy het gegaan. Hulle het gery, ure lank. My pa het gesê, hy moes die hele pad onthou. Lyk jonger, praat minder, lyk bang. Hy het sy seunsbed laag oor sy kop getrek, sy skouers opgetrek. Een van die tannies het vir hom 'n ou kombers gegee om oor sy skouers te gooi. En maak asof hy koud is, asof hy siek is, en bolangs teen die sitplek gelê. Maar hy het presies geweet wat onder hom lê. En hy het geweet dat as hulle gevang word, gaan hy nie as kind behandel word nie. Hy het gesê hy kon die gewig onder hom voel. Swaar, gelaai, gevaarlik. En toe skielik, daar voor hulle 'n blokkade. Perde, rooi baadjies, wit helms en gewere. My pa het vertel, Daniel se hart het so hard geklop. Hy was seker hulle kon dit hoor. What's in the wagon? Een van die tannies, kalm, asof sy net oor die weer praat, sê, vir kettle, kos vir ons beeste. Die offisier kyk en frons. Open it. Hulle maak die wa oop. Niks. Net die turksvye. Dik, groen en oninteressant. Hy trek sy bajonet. Of dalk was dit net 'n swaard. My pa was nie seker nie. En steek dit 'n paar keer diep in die vrag. My pa het gesê, Daniel kon hoor hoe dit die turksvye skeur. Sy asem het vlak geword. As daai ding te diep gaan, as dit die valse bodem tref, maar niks, net die sug van turksvye wat oopskeur. Die offisier trek die bajonet uit, kyk weer na die tannies. You say for cattle? Een van die tannies knik. Ja. Yes. Cattle. But, sy wys na haar mond. Ook, eat, good? Sy neem 'n turksvy wat hy raak gesteek het. Skil dit stadig, versigtig. Sy gee dit vir hom terug. Hy proe. Sy oë word groot. This is good. Sy glimlag en wys na die wa. Kyk, ons het baie. Die soldate kom nader. Hulle vat, helms vol, sakke vol. Hulle lag, hulle eet, terwyl hulle laai. Daniel het gesit en gekyk, en hy het geweet. Die fyn haartjies is nou al oral in hulle klere en hulle toerusting. Hulle gaan later eers besef, hulle is 'n poetsgebak. Die wa ry toe maar aan. Die tannies praat nie. My pa het gesê, Daniel het hom vertel dat hy eers 4 myl later weer kon asemhaal. Toe sê iemand,
Daai tommies gaan maar jeukerig wees. Die ander een het gelag. Nie hard nie. Net so sag, soos iemand wat weet. Die ammunisie is afgelewer. Die kommando het geveg. En Daniel het nooit geweet of daardie koels iemand gedood het nie. Hy het net geweet, hy het geëet van die wa wat het gedra het. Oom Lou trek aan sy pyp. Kyk na die son wat sak. Die hemel brand oranje en pers. Die eerste vuurvliegies begin dans tussen die riete by die fontein. Hy was rukkie stil. En toe sê hy, my pa het net een keer oor daardie storie gepraat. Net daardie een aand. Toe het hy gesê, Lou, oorlog is nie net gewere en dinamiet nie. Dit vat ook kopwerk. En soms is die slimste ding om iemand iets te gee, wat hulle wil hê, terwyl jy dra wat hulle vrees. Eldie is het stil. Hy sien die vuurvliegies dans in die riete. Toe vra hy, was hulle ooit weer gestop, oupa? Oom Lou knik. Ja, maar daarna het die Engelse nie meer tiksvye gevat nie. Hulle het geleer. En die tannies? Die tannies moes maar net slimmer word. Die vuurvliegies dans stiller nou. Oom Lou staan op. Klop sy pyp teen die pilaar uit. Was Daniel ooit weer 'n penkop, oupa? Oom Lou knik stadig. Nog 2 keer. Toe was hy te groot. Toe moes hy ophou kind wees. Maar hy het nooit vergeet hoe dit voel om voor te gee, jy is iets wat jy nie is nie. Net om iets groters te beskerm. Hy steek sy hand uit na Eldie. Kom seun. Jou ma wag vir ons. Hulle stap saam die donker huis in. Die vuurvliegies bly dans. Die hemel word donkerder. En iewers in die verte draai die wind weer. Julle het geluister na Oom Eldie se wêreld, hier op Radio Karoo. Volgende week, nog 'n storie. En nou nooi ons Dominee Visser van die Oudefontein gemeente vir die oordeenking van die aand. Naand luisteraars, ons skriflesing is uit Prediker 3. Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Ons veg dikwels teen die horlosie, omdat ons alles nou wil hê. Maar die Prediker herinner ons dat die lewe nie 'n wedloop is nie, maar 'n reeks seisoene. Daar is 'n tyd om te plant en 'n tyd om te oes, 'n tyd om te breek en 'n tyd om te bou. As jy vandag in 'n moeilike seisoen staan, onthou, die winter is bloot die aanloop na die lente. Die kuns van die lewe is nie om die tyd te beheer nie, maar om te rus in die hand van hom wat die tyd gemaak het. Moenie die vrede van vandag opoffer deur te veg teen 'n seisoen wat nog moet draai nie. Here, gee ons die genade om vandag te aanvaar soos dit is en te rus in u tydsberekening. Amen. Dit was Radio Karoo, goeienaand luisteraars.